Hartlike goeienaand ook en elkeen wat nou by ons aandiens aansluit hier in die huis van die Here. Vanaand se gedeelte wat ons gaan saam lees, kom uit Jesegiel hoofstuk 16 en daar is dele daarin wat nou nie gepas is vir kinders onder 16 nie, so ek wil maar vra dat kinders onder 16 liewer nie na die res van die preek sal luister nie, dat die ouers as hulle dit saam met hulle kinders doen, dat hulle dan die kinders daarin ook sal begelei. Ek sal dan ook, wanneer ek dit op YouTube oplaai, dit bysit dat dit nou nie geskik is regtig vir kinders nie. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand hierdie voorreg en geleentheid kan benut om in U huis saam te kan wees. Dankie dat ons kan weet dat U hier by ons teenwoordig is. Dankie dat ons U kan loof en prys en aanbid vir U grootheid, U almag en U heerlikheid. Dankie dat ons vanaand in besonder weer bewus kan word van hoe lief U ons werklik het. Hoe graag U in 'n verbondsverhouding met ons wil wees. Hoe graag U Uself aan ons wil verbind en hoe graag U wil hê ons dieselfde moet doen. Here, gee dat ons hierdie boodskap duidelik sal hoor vanaand, dat ons dit sal verstaan en sal begryp, dat ons nie onkant betrap sal word en van koers af gedwing sal word deur allerlei ander dinge wat ons ook raak lees nie, maar dat ons sal fokus op U en U groot liefde en U genade. Here, wees U ons redder, ons koning, ons verlosser, en praat ook vanaand met ons deur die woord en gees, sodat ons duidelik kan hoor wat U vir ons wil sê in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ja, ons is besig met 'n reeks uit die profete, en ons het nou al 'n hele klompie profete bestudeer. Ons is tans besig met Jesegiel. Verlede keer het ons gekyk na hoofstuk 13. Vanaand gaan ons hoofstuk 15 en 16 so vinnig onder die oë neem. Hoofstuk 15 is baie kort en ek gaan kortliks iets daaroor sê, maar ek gaan fokus op hoofstuk 16 wat 'n baie lang hoofstuk is, en jy kan dit maar by die huis rustig op die eie tyd heeltemal gaan deurlees. Ons gaan net die eerste paar verse saam lees. Die opskrif is: Jerusalem het hom eerloos gedra. Die woord van die Here het tot my gekom: Mens, sê vir Jerusalem wat se afskuwelike dinge hy gedoen het. Jy moet sê: so sê die Here my God vir Jerusalem: Kanaan is die land van jou herkoms en jou geboorte. Jou pa was 'n Amoriet, jou ma 'n Hetiet. Toe jy gebore is jou naelstring nie afgesny nie. Jy is nie gebad nie, nie met sout ingevryf nie, en nie in doeke toegedraai nie. Niemand was oor jou besorg, of het soveel vir jou oorgehad, dat jy een van die dinge vir jou gedoen het nie. Jy is met afskuw behandel, en in die veld weggegooi, die dag toe jy gebore is. Ons gaan net tot daar saam lees, maar ons gaan wel die hele hoofstuk vanaand bespreek. Ek gaan net so 'n bietjie hersiening gou doen. Hoofstuk 13 het ons gesien hoe dat die fokus op die valse profete val. In hoofstuk 14 het ons gesien hoe dat daar veel herhalings ter wille van beklemtoning voorkom, en dat dit gegaan het oor die leiers wat Jesegiel kom raadpleeg het, om te hoor of hy vir hulle boodskap het, en God wou hom nie regtig deur hulle laat raadpleeg het nie. Jesegiel het inderdaad vir hulle boodskap van die Here af ontvang en aan hulle oorgedra, en dit was nie 'n boodskap wat hulle graag wou hoor nie, want dit was anders as die boodskappe van die valse profete en profetesse, waarvan ons in die vorige hoofstuk gelees het. En dan in hoofstuk 15 word daar 'n metafoor gebruik om hulle straf uit te druk. En die metafoor is die metafoor van 'n wingerdstok en van wingerdhout. Nou 'n wingerd groei mos in allerlei rigtings. Dis nie 'n baie dik hout nie, dis nie 'n baie harde hout nie, dis nie regtig 'n hout waarvan jy iets kan maak as die wingerd nou klaar in sy leeftyd is, soos wat die geval is met geelhout of Emboya of Kiaat of een van die ander harde houtsoorte wat 'n mens gebruik om meubels mee te maak. Jy kan eintlik niks doen met wingerdhout nie. Al wat jy met wingerdhout doen is om daarmee vuur te maak. Dit is uitstekend geskik vir vuur maak.
En nou sê die Here vir die volk, julle het soos daardie wingerdhout geword, nutteloos. Mens kan niks met julle doen nie, behalwe om julle met vuur te verbrand. Julle dus te straf vir hierdie sonde van julle afgoderry. So dis in kort waaroor hoofstuk 15 gaan. Kom ons by hoofstuk 16, dan sien ons hierdie hoofstuk beslaan 63 verse. So dis 'n baie lang hoofstuk en dis waarom ons nou nie tyd het vanaand om die hele hoofstuk deur te lees en te bespreek nie. Ons gaan maar net so voelvlug oor die hoofstuk neem. Die hoofstuk bevat ook baie metafore en figuurlike beelde waarmee God sy liefdevolle versorging van sy volk uitbeeld, maar ook, en dis waarop 'n groot klem in hierdie hoofstuk val, die oneerbare gedrag van die volk. Daar is gedeeltes wat mens amper nie kan glo in die Bybel geskryf kan wees nie, asof dit uit 'n blou film in aanhalingstekens kom. En u moet die hoofstuk maar self by die huis gaan deurlees. Is nie regtig geskik vir kinders nie. Vervolgens gaan ons die metafore en hulle betekenis, as ook die agtergrond daarvan net kortliks behandel, sodat julle kan verstaan waaroor dit gaan wanneer julle die hoofstuk by die huis gaan deurlees. Die hoofstuk begin met die geboorte van Israel. Die pa 'n Amoriet, die ma 'n Hetiet. Dis waaruit Abraham en sy nageslag gebore is. Die volk word vergelyk met 'n ongewenste, gebasterde baba. 'n Baba wat onversorg en kaal, nog met die naalstring aan, in die veld weggegooi is om te sterf. Dis figuurlike taal. In daardie tyd, wanneer 'n babatjie gebore word, het hulle mos nou gewas, 'n naalstrinkie afgeknip en hom sout ingevryf. Dit het as antiseptiese middel gedien om enige infeksie te probeer teenwerk, en dan is die babatjie in doeke toegedraai. Niks daarvan het met hierdie volk, met hierdie baba gebeur. Dit is asof die volk 'n weggooi volk is. Niemand wou hulle oor die volk Israel ontferm, behalwe God. God het die baba, hy het die volk gesien waar sy in haar eie bloed lê en spartel om aan die lewe te bly. En is interessant hoe dit 'n klein babietjie se begeerte om te bly leef nogal geweldig sterk is. Ek het gelees hoe dat 'n teatersuster geskryf het waar sy gewerk het waar hulle aborsies doen. Dat wanneer die naald in die rigting van die babatjie kom en naby die babatjie kom, die babatjie wegbeweeg van die naald af in die baarmoeder. En dis 'n aangrypende ding om te lees. En ek gaan nou nie in op die hele storie van aborsie of dit goed of sleg of wat ook al die geval mag wees nie. Dit is nie ons tema vanaand nie. Maar dit bewys net vir my daardie oorlewingswil wat 'n mens het en waarmee jy al van kleins af gebore word. Gespartel om aan die lewe te bly. God het hom oor die baba ontferm. Hy het hom oor die volk ontferm. Hy het vir Abraham gaan haal, gesê kom hierso. Ek wil vir jou wys wat gaan voorlê vir jou en jou nageslag. En hy het 'n verbond met Abraham gesluit. Hy het die volk groot gemaak, soos wat 'n mens 'n babatjie sal groot maak. En soos wat die babatjie groter word en 'n mooi jong dame geword het, het haar getooi met suurlike klere. Nie die beste wat in daardie tyd beskikbaar is, word beskryf. En ook kosbare juwele, elke moontlike juweel, ringe, armbande, halssnore, daar word selfs gepraat van neusring. En sy kry selfs 'n krans op haar kop. Nou ek kon nie anderste as om aan Amy te dink in The Big Bang Theory,
toe ek dit gelees het. Onthou julle vir Amy, toe sy 'n geskenk gekry het, was dit nou, is dit Amy? Ja, Amy. Toe sy die geskenk gekry het van 'n tiara, 'n krans, en sy hom op haar kop kon sit, hoe verskriklik opgewonde sy was, want sy wou van klein dogtertjie af altyd nog so tiara gehad. Sy het opgewonde geskree en die ding in die lug gehou en gesê, tiara, tiara, I got tiara. Sy was verskriklik opgewonde, en julle moet daai episode sien om dit te kan waardeer. God sê hy gee vir sy volk selfs 'n tiara, hy gee vir haar 'n krans op die kop. Wat meer kan 'n jong dame voorvra? Boonop het God homself aan haar verbind met 'n verbond. Vir Abraham het hy gesê, ek gaan vir jou 'n God wees, en jy en jou nageslag gaan van my 'n volk wees. En hierdie verbond en hierdie verbintenis kan ons vergelyk met 'n huwelik. 'n Huwelik tussen 'n man en 'n vrou. En dis ook die metafoor en die figuurlike beeld wat hier gebruik word in hierdie gedeelte. Waar God as ware sê, hy is die bruidegom, en die volk is sy bruid. Hy het daar gebad, hy het hierdie bloed waarmee hy sy ingelê en spartel het hy alles afgewas, hy het daar olie ingevryf en ingesmeer. En soos wat sy groter word, het hy haar, eintlik wil dit in soveel woorde sê, bederf. Hy het vir haar alles gegee wat enige jong meisie kan begeer. Sy het die lekkerste kos gekry om te eet, die beste wat in daardie tyd beskikbaar was. En sy het mooi geword, so mooi soos 'n pragtige prinses, soos wat sy al hoe groter word. Sy het onder die nasies beroemd geword vir haar volmaakte skoonheid, die gevolg van die pragt waarmee God haar uitgerus het. So die volk Israel is nie 'n mooi, pragtige volk uit hulle eie krag en deur hulle eie toedoen nie. Hulle was 'n mooi en pragtige en 'n sterk volk, omdat God hulle pragtig en mooi gemaak het, omdat hy hulle daarvoor toegerus het, alles gegee wat hulle nodig het. En 'n mens sou verwag dat so 'n vrou dankbaar moet wees, omdat haar man haar so op sy hande dra, vir haar al die beste klere gee, die beste kos, die mooiste juwele, al die pragtigste geskenke. En geskenke gee is mos een van die tale van die liefde, 'n manier om liefde te bewys, en hulle het alles gekry, en 'n mens sou verwag, hulle sou dankbaar wees daarvoor. Maar hulle was nie. Hulle het oneerbaar geword, en oneerbaar opgetree. Om nou die res van die beelde en die metafore wat hierop volg te verstaan, moet hierdie agtergrond van die kultuur en die godsdienste van daardie tyd verstaan. Veral die Baal-godsdiens. Want dit was die godsdiens wat in Kanaan en in Babylonië ook beoefen is. 'n Godsdiens waarin die volk blootgestel was, omdat die mense om hulle dit beoefen het. En hulle het self ook begin om baals te maak en baals te aanbid. Nou, hoe het dit gewerk? Die Baal-godsdiens was 'n vrugbaarheidskultus. Weet wel, nie regtig 'n godsdiens nie, baie meer 'n kultus. En ons het nou al by 'n vorige geleentheid, toe ons oor die valse profete gepraat het, ook gepraat oor hoe kultus werk, en hoe kultusleiers mense manipuleer en in hulle mag kry, en hoe hulle baie keer vir hulle self 'n harem bou van 'n klomp vrouens, 'n klomp kinders kry, en alles wat daarmee saamgaan. Nou daar's ooreenkomste ook met die Baal-godsdiens. Dit was 'n vrugbaarheidskultus gewees. Alles in die godsdiens draai om vrugbaarheid en voortplanting. Dis waarop alles gefokus is. Dis waar rondom alles sentreer. Baal was gesien as 'n manlike god, en reën was beskou as sy sperms, waarmee hy die aarde, wat 'n vroulike god was en Asherah genoem is, bevrug het.
So wanneer dit reën, het hulle geglo is Baal besig om Asera te bevrug, vrugbaarheidskultus. Aangesien dit 'n droë en woestynagtige klimaat is, speel reën 'n deurslaggewende rol in die volke daar se bestaan en ook in hulle voortbestaan. Reën is vir hulle baie belangrik, want sonder reën kan hulle nie lewe nie. Die woord Baal beteken dieselfde as die woord Here. Dit beteken ook eienaar, besitter, baas of heerser. En Israel het geglo die Here gee vir hulle reën. En so het hulle dan nou menslik logies gedink en tot die gevolgtrekking gekom, as die Here reën gee, en die Kanoniete sê dis Baal wat reën gee, en Baal beteken dieselfde as wat Here beteken, dan is Baal mos gelyk aan God. En as ek Baal aanbid, dan aanbid ek mos vir God. En so daar 'n sinkretisme ontstaan. Sinkretisme beteken godsdiensvermenging. Hulle godsdienste het met mekaar vermeng geraak en het hulle eintlik, in plaas daarvan om die ware God en hom alleen te aanbid en te dien, het hulle die eerste en die tweede gebod oortree en het hulle begin om afgode te dien. Daarom het hulle begin om ook Baal te aanbid. En hulle het dit gedoen op presies dieselfde wyse as waarop die heidene nasies dit gedoen het. Nou, om Baal te aanbid en hom te motiveer om reën te gee, moet die mense met mekaar seksuele orgies hê, om hom te prikkel om sy sperms of reën oor die aarde uit te stort. Nou, seksuele orgies is mos nou veelvuldige seksuele maats wat het sy gelyktydig of afsonderlik by mekaar kom, met net een doel voor oë en dis seksuele bevrediging en selfbevrediging. Dis die goed wat hulle gedoen het. En hulle het gedink as hulle dit doen, dan sal hulle Baal motiveer om dieselfde te doen en reën te gee, sperms oor die aarde uit te stort. Daarom was daar ook, en ons lees dikwels in die Bybel van hulle, vrouens wat as tempelprostituie gewerk het in aanhalingstekens, by die Baal aanbiddingsplekke. Dit was nie noodwendig tempels nie, dit was maar net 'n hoogte wat hulle gebou het, 'n paar klippe op mekaar gesit het, en dit het hulle gedoen, partykeer op heuwels, partykeer in die stede, in die kruisings, by die kruispaaie, waar ook al hulle wou, het hulle so 'n aanbiddingsplek vir Baal gemaak, en dan het hulle daar gewerk. So die vrouens van die nag, soos wat ons hulle partykeer eufemisties noem, was volop daar gewees, en hulle was daar sodat hulle godsdiens kon beoefen. Hulle het gedink, dis hulle manier van godsdiensbeoefening. En aangesien die volk waarde geheg het aan die afgoderry, soos wat ons in die vorige hoofstuk 13 gelees het, en ook die afgode soos die heidene aanbid het, sê God dat die jong meisie vir wie hy met soveel sorg en liefde vertroetel het, haar skoonheid en beroemdheid gebruik het om 'n slet te word en haarself vrylik tot beskikking te stel aan enige iemand wat verbykom en dan syne te word. En dit word seksueel bedoel. Sy het haarself seksueel gegee vir enige iemand wat verbykom. En daarom word dan die lelike woord slet gebruik, en dit word in die Bybel gebruik, en dis hoekom ek dit nou ook hier noem. Hierdie selfde gedagtes gaan ons ook wanneer ons by die profeet Hosea kom, teekom, want die boek Hosea gaan ook hieroor. Met haar silwer en goud wat God vir haar gegee het, het sy mansbeelde gemaak, wat dan die Baal voorgestel het. En hulle het afgoderry bedryf met hierdie manlike Baal afgode wat hulle gemaak het. En daarin moet ons lees dat hulle met hierdie afgode seks gehad het. Want dis wat dit beteken, dis wat hulle gedoen het.
Sy het die kos, die klere, die juwele wat God haar gegee het, as offers vir die afgode gegee, deur dit te gebruik om die afgode mee te tooi en hulle mee te maak en hulle mee te versier. Sy het die seuns en die dogters wat gebore is uit hierdie oneerbare leefwyse aan afgode geoffer. God praat daarvan hoe hulle eie kinders waarin hulle geboorte geskenk het, geslag het en geoffer het om Baal daarmee te beïndruk. En dis waarom God in hoofstuk 13, soos ons gelees het, die afgoderry afskuwelike afgoderry noem. Dis regtig nie iets moois nie. Dis nie iets om oor trots te wees nie. Met die volk se afgoderry het hulle vergeet van God se liefdevolle versorging. Hoe hy uit Egipte land verlos het, hoe hy deur die woestyn saam met hulle gereis het, hoe dat hy vir hulle die beloofde land gegee het, die land van melk en honing. Daarom wag die ellende nou vir haar, omdat sy so sleg geword het, oral offerbulte en aanbiddingsplekke en hoogtes gemaak het, by elke kruispad. Omdat sy haar skoonheid, iets wat God vir haar gegee het om haar mooi te maak, om haar te versier, om haar te tooi, omdat sy dit iets afskuweliks gemaak het, deur te lê en wag vir elkeen wat verbykom, om met hulle te hoereer, ook weer die woord wat daar in Jesegiel gebruik word. God het die Filistyne gestuur om die volk te straf, maar selfs die Filistyne het skaam gekry vir die volk se skandelike gedrag. Hulle het gehoereer met nou staan daar in die Bybel, en dit is my moeilik om dit te sê hier van die kansel af, maar dit staan daar, welbedeelde Egiptenare, die Assiriërs, die Galdeese handelaars, maar hulle lus kon nie bevredig word nie, want hulle koors, soos dit daar genoem word, en daarmee word hulle seksdrang bedoel, was net eenvoudig te hoog. Hulle het dus verslaaf geraak aan hierdie vrugbaarheidskultus en hulle het seksslawe geword. Sy het haar gedra soos 'n skaamtelose hoer en boonop haar neus opgetrek vir betaling. So anders as ander prostituie wat betaling gekry het vir hulle werk, het sy haar minnaars betaal om met haar te hoereer, sodat sy daardeur vir Baal kon aanbid. Dis die toppunt van afskuwelike, skaamtelose afgoderry. Die Here sê vir haar dat sy haar eerloos gedra het, haar sonder skaamte ontbloot het, om met haar minnaars die afskuwelike afgode, nou sit ek by letterlik en figuurlik, te hoereer. Want dis wat gebeur het, hulle het letterlik en figuurlik dit gedoen. God gaan om haar te straf, al haar minnaars van haar oral rondom haar bymekaar bring, en haar dan voor hulle ontbloot, dat hulle na haar kan kyk, terwyl sy heeltemal naak is. En as 'n mens net tot hier lees, dan dink jy, maar hoe is dit nou 'n straf vir 'n vrou wat haar so gedra? Sy trek sommer self uit. Hoe kan dit nou 'n straf wees? Sy doen dit in elk geval. Maar ons moet verder lees. God gaan haar dan straf soos vrouens wat oorspel en moord gepleeg het, gestraf word. Nou sulke vrouens is inderdaad gestroop van hulle klere, en dan is hulle deur 'n klomp mense met klippe doodgegooi. Hulle is gestenig vir hierdie oortreding. En dis waarom ons in Johannes 8 lees van die vrou wat op oorspel betrap is, wat hulle na Jesus toe bring, en dan sê Moses se wet sê ons moet haar stenig. Wat sê u? Dis steniging wat hier in gedagte is. So die ontbloting is nie die straf nie. Dis die steniging wat daarop volg, wat die eintlike straf is. God gaan haar oorgee in die mag van haar minnaars, en hulle gaan al haar offerbulte afbreek en haar hoogtes verwoes, haar klere uittrek, haar juwele vat en haar kaal sonder klere laat staan.
Hulle sal 'n vergadering byeenroep en haar met klippe doodgooi en met swaarde in stukke kap en haar huise afbrand. Nou dit verwys na die oorlog wat op pad is van die Babiloniërs wat die land gaan inneem, wat die volk gaan in stukke kap met hulle swaarde, hulle huise gaan afbrand en hulle in ballingskap gaan wegvoer. So dit word nou hier figuurlik voorgestel. So sal haar vonnis voltrek word ten aanskoue van al die vrouens, en daarmee word bedoel al die ander volke rondom Israel, wat nie God se volk is nie. God gaan sodoende 'n einde maak aan haar hoerery, en daar moet ons ook onder verstaan afgodery, en die uitdeelery van geskenke. Sy het geskenke en geld en goed uitgedeel aan haar minnaars, sodat sy hierdie vrugbaarheidskultus sy aanbidding kon beoefen. En eers wanneer God klaar gestraf het, eers dan gaan hy afkoel en gaan hy nie meer bitter wees nie. Sodom en Samaria word in die hoofstuk die volk se susters genoem, en daar word gesê dat hulle dieselfde afskuwelike dinge as hulle suster gedoen het, en net so sy ook gestraf gaan word. So ons weet hoe Sodom en Gomorra verwoes en vernietig. Dit is 'n teken en 'n simbool van die uiterste sonde wat deur God gestraf word. En net Lot, die familielid van Abraham, het uiteindelik vry daarvan afgekom. Maar nou sê die Here vir sy volk, julle optrede was so sleg, dat julle susters Samaria en Sodom se optrede en se skande beter lyk as julle afskuwelike dade. So julle het nog erger sonde gedoen as wat hulle gedoen het. Die volk het die eed waarin sy gebind was, en daaronder moet ons verstaan die verbond en die huwelik met God, met minagting behandel en die verbond verbreek. Maar, en hier sien ons weer God se genade, soos wat ons in die profete dikwels teekom, dat daar iets van God se genade tog maar deurskemer. God sal die verbond weer laat geld, en hy sal dit altyd in stand hou. God sal die volk laat besef dat hy die Here is, en nie Baal nie, of enige ander afgod nie. God sal die volk so straf dat sy uit skaamte nie weer haar mond oopmaak nie, want God gaan hom met haar versoen, ten spyte van alles wat sy gedoen het. God gaan weer met haar vrede maak. In die boek Hosea beskryf dit op die allermooiste wyse, waarop God die bruidegom weer sy bruid die hof gaan maak, waar hy weer by haar gaan, soos ons in Afrikaans sê, vlerk sleep, waar hy weer toenadering gaan soek, weer sy liefde aan haar gaan bewys, sodat sy weer syne kan word. Dis dan hoofstuk 16 van Jesegiel, 'n vreeslike hoofstuk. Mens kan amper nie glo, soos ek gesê het, dat dit wel in die Bybel staan en dat daar die woorde so uitdruklik gebruik word nie, maar dit is die geval. Wat is die boodskap vir ons? God het ons wat vandag sy volk is, nie omdat ons kinders van Abraham is nie, maar omdat ons in Christus glo. Gaan lees maar Galasiërs 3. Ons wat sy volk is, ons wat sy kinders is, gaan lees maar in Romeine 8, hoe dat God deur sy gees in ons laat roep, Abba, wat beteken Vader. Ons, sy kerk, gelowiges, word ook die bruid van Christus genoem. Gaan lees maar in Openbaring, hoe dat daar oor die bruid van Christus gepraat word. En dis ons. God het ons, sy volk, sy kinders, sy bruid, tot die uiterste toe lief. Hy het ons so lief, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dis hoe hy hierdie verbond weer herstel het, hierdie huwelik, hierdie verbintenis.
Daarom sluit hy met ons 'n verbond in Jesus Christus en verbind hy homself aan ons soos 'n bruidegom aan 'n bruid verbind word. Dit beteken nie dat ons nou letterlik die bruid van Christus is, soos wat daar in sekere kerke geglo word en hulle daarom nie trou nie, want hulle is Christus se bruide. Dis nie letterlik bedoel nie. Dis figuurlik bedoel. Soos wat 'n bruidegom en 'n bruid aan mekaar in huwelik verbind word, so wil God homself aan ons wat hy liefhet, sy kinders, sy volk, sy bruid verbind. Wanneer ons sonde doen, en dis teen God oorlog verklaar, want dit is wat sonde is, dis meer as net opstandigheid teen God, dit is 'n oorlogverklaring teen God, dan verbreek ons hierdie verbond, hierdie verbintenis wat ons met God het. Dan is ons eintlik maar besig met oorspel. Letterlike en figuurlike oorspel. God se verbond met ons is vir hom van kardinale belang en dit het ons verlede keer ook vir mekaar gesê. En hy sal alles doen wat nodig is om hierdie verbond in stand te hou. Hy wil graag met ons in 'n liefdesverhouding leef. Hy wil graag homself aan ons verbind. Hy wil ons God wees en hy wil hê ons moet sy volk wees. Ontrouheid aan God is net soos oorspel in die huwelik. En wat doen oorspel in 'n huwelik? Dit verwoes daardie huwelik. Dit veroorsaak die allergrootste pyn en teleurstelling. Die ander party voel, ek is in die rug gesteek, ek is verraai. Die ander party voel, ek is nie goed genoeg nie. Die ander party voel of sy hart uit sy bors en uit sy binneste uitgeruk is, op die grond gegooi is en flenters getrap is. Mens kan daardie pyn en teleurstelling wat die party teenoor wie daar oorspel gepleeg is, amper nie met woorde beskryf nie. Dis 'n ongelooflike seer. En dit kan nie maklik weer in vertroue omgeskakel word nie. As daar een keer oorspel in 'n huwelik was, is dit vir die maat teenoor wie daar oorspel gepleeg is, verskriklik moeilik om die ander een weer te vertrou. Elke keer word daar weer tekens van ontrouheid, nie net gesien nie, maar selfs gesoek. En word daar beskuldigings geslinger. En om so huwelik te red is ongelooflik moeilik. Dis net deur God se genade, net deur 'n wonderwerk, dat so huwelik weer kan herstel. Maar ek wil vir u sê, dat so 'n gebroke hart, is amper soos 'n gebreekte spieël. Wat kan jy met 'n gebreekte spieël doen? Jy kan silikon gebruik wat 'n mens nou maar gebruik om glas mee te plak en jy kan daai spieël weer aan mekaar sit. Hy gaan net nooit weer dieselfde wees. As jy in so 'n gebreekte spieël kyk wat so aan mekaar geplak is, dan sien jy sommer 3-4 van jouself. Want in elke spieël weerkaats daar iets van jouself. Jy sien nie meer jouself soos wat jy in een heel spieël sien. Dis net 'n wonderwerk wat so 'n gebroke hart weer kan heel maak, dat hy nie lyk soos 'n gebreekte spieël nie, maar soos 'n splinternuwe spieël. En ek sê dit vir u want ek wil hê u moet verstaan, dit is hoe God voel wanneer ons sonde doen. Wanneer ons as dit ware oorspel pleeg. As ons agter afgode aan hardloop. En alhoewel ons afgode nou nie lyk soos wat die Baals in die Bybelse tyd gelyk het. Dis hulle oral te kry en volop beskikbaar, want
Ons maak hulle self. Ons veraf God amper enige iets op hierdie aarde. So maklik. En dan maak ons God se hart regtig seer. God, aan die ander kant, hy bly altyd aan sy bruid, en sy kerk, aan ons getrou. God sal nie dieselfde met ons doen, wat ons met hom doen. En juis omdat hy altyd getrou bly, kan hy ook van ons verwag om aan hom getrou te bly. Elke keer wanneer ek aan hom ontrou is en nie gehoorsaam doen wat hy wil hê ek moet doen nie, breek ek sy hart aan skerwe. As ek besig met oorspel. As ek aan hom ontrou. En daarom moet ons vanaand vir onsself die vraag afvra, hoe wys ons vir God dat ons vir hom liefhet? Soos hy ons liefhet. Hoe is ons getrou aan God? Soos wat hy aan ons getrou is. Hoe is ons aan God verbind? Soos wat hy homself aan ons wil verbind. Ons is die bruid van Christus, figuurlik gesproke. Hy oorlaai ons met alles wat ons nodig het. Hy versier ons met die mooiste klere, gee vir ons die lekkerste kos, gee vir ons die pragtigste juwele. Hy maak ons so mooi dat ons eintlik beroemd is in die oë van die wêreld om ons. Dis asof hy ons eintlik bederf, so goed is hy vir ons. Hoe sê ons vir hom dankie daarvoor? Ek dink dis die vraag waaroor ons moet mooi nadink. Voordat ons vinger wys na die volk en hulle oorspel en alles wat hulle oneerbaar gedoen het. Dat ons ook 'n bietjie na onsself kyk. Ons eie ontrouheid raak sien. Ons eie oneerbare optrede. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wanneer ons die woorde in die Bybel lees, wat woorde is wat 'n mens nie in goeie geselskap eers kan gebruik nie, dan laat dit ons verstom. As ons sien wat alles in daardie tyd gebeur het en hoe dat die volk met afskuwelike afgoderry besig was. En al die liefde wat U aan hulle bewys het, eintlik in die gesig teruggesmyt het. En as ons daaraan dink, Here, dat ons nie veel beter doen nie, dan kan ons nie anders as om met berou op ons knieë voor U neer te val nie en te vra, Here, vergewe ons. Maak ons vry van die sondelas. Bring die bloed om ons skoon te was. Want ons wil graag so vlekloos, soos 'n bruid, getooi in 'n spierwit rok voor U staan. Rein en heilig en sonder sonde. Vader, wees ons sondaars genadig en gee dat ons lewe aan U sal wy, as lewende en heilige offers wat vir U aanneemlik is. Dat ons onsself vir U sal gee, soos wat U self ook vir ons gegee het. Dat ons saam met Paulus sal kan bely dat ons weet dat ons dit nie alles al reeds het nie en dat ons nog nie ons doel klaar bereik het nie. Maar dat ons sal losmaak van dit wat agter ons is.
en dat ons sal uitstrek na dit wat voor lê, sodat ons Christus Jesus al hoe meer ons in kan maak, omdat hy ons lankal aan die kruis reeds syne gemaak het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffers, en daarna gaan ons afsluit met lied 570, ure, dae, maande, jare, skuif so skadies stil verby. Kyk ook na die tweede vers, Vader, U troos ons in smarte, selfs ook as U ons bestraf. U die kenner van ons harte, lei ons deur die dood en graf. Al verander alles op aarde, U verbond hou ewig stand, ewig rus ons in U vrede, veilig in U Vaderhand.